'n daaglikse oordenking saam met my pastoor Rinus van Sandwyk van Sion Gemeente in Parys, dag 64. En vanmôre praat ek met jou oor die groter prentjie. Hoor wat sê Johannes 17 vers 1. Vader, die uur het aangebreek. Verheerlik u seun, sodat die seun u kan verheerlik. Hierdie gedeelte kom uit die gebed uit van Jesus wat hy bid in die tuin van Getsemane. Gebed is nie die manier om God ons wil in die hemel te laat doen nie. Gebed is die manier om ons sy wil op aarde te laat doen. Sodra jy dit verstaan, sal jy jouself op 'n heeltemal ander manier begin bid. En dit is wat Jesus hier doen. Verheerlik my, bid hy, sodat u verheerlik kan word. Selfs al beteken dit dat u aan die kruis van Golgotha vasgepen word. Dit klink sadisties, sê jy. Glad nie. Want aan die ander kant van die kruis is 'n kroon, onuitspreeklike vreugde, vol groot heerlikheid. Ons sien slegs 5 maande of 10 jaar in die toekoms, maar God sien die volgende 10 miljoen jaar. Jesus, wat toelaat dat die Vader deur hom verheerlik word, het uiteindelik 'n bruid vir hom vir alle ewigheid gekoop. Dit is so radikaal wanneer 'n gelowige uiteindelik die groter prentjie kry en ophou sê, God, doen dit op my manier. God is nie Burger King nie. Ons kan nie bevele gee hoe dinge gedoen moet word en dan kla wanneer ons nie die blaarslaai en eie kry waarvoor ons gevra het nie. God is nie Burger King nie. Hy is die koning van die konings. En hy sien wat op die lange duur absoluut die beste gaan wees. Mag die Here jou sommer net seën in hierdie dag en mag jy weet, God weet die beste vir jou. Die Here seën jou. Amen.